En ek het net besef, hier is 'n Suid-Afrika wat ek niks van weet nie. Hoe is dit dat ek kan lewe soos ek lewe, sonder dat ek weet dat daar mense is soos hierdie jong mense? Wat het in sy lewe aangegaan, wat hom so kwaad maak, wat hom so begeester, om selfs in 'n koel in te loop? Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Max de Pre, veteraan joernalis, kommentator, baie dankie dat ons met jou in hierdie 100ste onderhoud wat ek vir Land en Sand kan doen, kan gesels. Baie geluk met jou jongste boek, Aanstap Boere, en as ek reg getel het, is dit jou 11de boek. Ek dink 12de of 13de. 12de of 13de, Ja. Hoe is dit? Ek was verstom om te sien, ek het nooit geweet jy het 'n boek oor Louis Luit geskryf. Ja, in 2002 rond, sy eerste biografie oor hom geskryf, toe hy nog, jy weet, baie belangrike man was. Max, jy skryf die boek in die eerste persoon en daar's nou redes daarvoor wat jy aanvoer in die boek. Maar kom ons begin met die titel Aanstap Boere. Voor in die boek is daar 'n aanhaling van die bekende volksliedjie Aanstap Rooies. Ja. Die Engelse titel is The End of Normal en in Afrikaans Aanstap Boere. Verduidelik vir ons 'n bietjie dit. Ja, die titel sou gewees het die einde van normaal. Die end of normal bedoelende 16 Junie 1976 was 'n keerpunt. En ons almal se normaal is toe daarmee in die hele land begin verander. Maar my Tafelberg uitgewers het gevoel die einde van normaal pas nie lekker in Afrikaans nie. En toe soek ons na 'n titel. En toe dink ek aan Aanstap Rooies, die pad is lank en swaar. En toe gee ons dit maar daardie titel. Die boek het eers in Engels verskyn en nou onlangs in Afrikaans of pas in Afrikaans. Het jy dit eers in Engels geskryf en toe laat vertaal of het dit andersom gewerk? Nee, die boek is aanvanklik in Engels geskryf en hy was heeltemal klaar geskryf. En toe het Tafelberg vir my gevra om dit te vertaal en ek het dit self vertaal. Afrikaans en jou wit vel is 'n belangrike ding, veral in Afrika, en jy skryf baie daaroor. Jy het met jou vorige boek se titel is Pale Native, 'n vorige boek van jou. En jy skryf ook nogal redelik breedvoerig en Aanstap Boere daaroor. Hoekom is dit vir jou so 'n kwessie waaroor jy baie dink en skryf? Wel, dit gaan oor die identiteit en die verlede. In Suid-Afrika is dit belangrik. Mense kyk na my of hulle sien my naam op 'n boek en dan weet hulle ek is 'n wit Afrikaner. En dan moet jy dit ernstig opneem. Die ene wat ek byvoorbeeld vertel is die oggend van die 16de Junie 1976, toe werk ek vir Beeld. En ek kom af op die oorspronklike samebondel van die jong mense in Orlando Wes, waar die eerste skote geskiet is. En die plakate wat hulle ophou sê, Down with Afrikaans. Weet so, daar staan ek, hulle praat van my taal. Dis my taal wat laat hier. So hulle sê, Down with Foster en Treurnig, dis die leiers van my mense, maar my sogenaamde volk hierdie. Weet so, jy voel dit aan jou bas. En ek maak die punt, ek weet, van die oukies van AfriForum het al gesê, ja, maar ek het al bedank as Afrikaner. Dis die mees absurde ding. Ek het nog nooit so iets gesê nie, dit is 'n totaal absurde ding. Van die begin af is ek reguit oor hoe ek my etniese identiteit sien. Daar's nie 'n manier wat ek die sosialisering en geskiedenis van my agtergrond kan ontken nie. Ek skryf in die boek, my twee oupas was krygers in die Anglo-Boereoorlog. My oupas, nie my oupa grootjies nie, my oupas. My oupa de Pre was 'n bittereinderheid vir 'n jaar lank in die tronk in Kimberley gesit. Die ouma wat my groot gemaak het, want my ma is vroeg dood toe ek 4 is in die konsentrasiekamp in Heilbron oorleef. Ek het in Kroonstad groot geword, in 'n konservatiewe Afrikaanse Christelike huis. My broers is almal dominees in die NG Kerk. Ek is Stellenbosch toe. Ek het by die Burger begin werk en later by Beeld. Wat is nie Afrikaans daarvan nie, jy weet? En dit is 'n baie groot deel van my identiteit. Dis nie my primêre identiteit nie. My primêre identiteit is, ek is 'n Suid-Afrikaner, 'n Afrikaan, 'n demokraat. Maar in terme van kultuur en taal en historiese agtergrond is ek so Afrikaans as wat jy kan kry. Die boek begin ook met 16 Junie 1976, dit is hierdie maand 50 jaar terug. Vertel ons van daai oggend wat jy met daai
ek dink dit is 'n wit Peugeot 404 saam met 'n Ja. persfotograaf gery het in Soweto in. Ja, vroeg daai oggend en dis Junie, dis Johannesburg winter en is koud en die ou persmotor het nie 'n verhitter ingehad nie. Ek kan ook onthou. Ek onthou ons het nog na die radio geluister en ek weet nie of my verbeelding dit opgemaak het nie, maar as ek reg onthou het ons na 'n liedjie van Queen geluister of van ABBA geluister toe ons in die dorp ingery het en as ek reg onthou was dit Dancing Queen, having the time of your life as die woorde. En hier ry ek in en dit het vertel wie ek is. Ek was hierdie jong Joburg Joller Afrikaanse joernalis tipe 23 jaar oud. En ek word soontoe gestuur deur Beeld se base omdat ek 'n misdaad en harde nuus verslaggewer is. Want vir hulle was dit nie 'n politieke gebeurtenis nie. Dit was misdaad. En hier kom ek aan en die polisie sê ja, die mense is daar, ons ry so, ek ry agter hulle aan. En skielik staan ek daar en hier is die jong mense, 'n klomp van hulle, honderde van hulle, en hulle is kwaad en hulle het hierdie plakate en daar staan ons en ek staan agter die polisie en die en daai en toe staan die gaan die honde daar in en die jong mense begin klippe gooi en skielik begin die polisie skiet op hulle. En daar val die eerste jong mense dood. En ek staan en ek het my mos dood. Ek het nie die laaste ding in die lewe wat ek verwag het. En later daardie dag en later die volgende paar dae en die volgende paar weke het ek jong mense amper my ouderdom. Ek was 23, van hulle was 20, 21, 22. Gesien wat hulle vuiste ophou in die lug en vorentoe stap. Wel wetende die polisie gaan hulle waarskynlik skiet. En dan skiet die polisie hulle. En ek het net besef, hier is 'n Suid-Afrika wat ek niks van weet nie. Hoe is dit dat ek kan lewe soos ek lewe, sonder dat ek weet dat daar mense is soos hierdie jong mense? Wat gaan in sy lewe aan? Wat het in sy lewe aangegaan wat hom so kwaad maak, wat hom so begeester om selfs in 'n koel in te loop? En ek worry oor by watter kroeg gaan ek vanaand drink en watter meisie gaan ek date en waar gaan ek lekker party hou in Heilbron. En daai skok was die einde van my normaal. En dit wou my nooit weer verlaat nie. Dus ek het net geweet, ek het 'n gebroke visie van die nasie waarin ek leef. Hier is 'n klomp onreg aan die gang. En dis duidelik dat my stam, my volk, het 'n groot aandeel daarin. En dit is waar dit die einde van my normaal was. Jy sê nou die einde van jou normaal, maar in die boek maak jy dit ook duidelik, dit was eintlik 'n draaipunt vir Suid-Afrika, of 'n keerpunt. Van daar af het alles net geeskaleer en begin verander. Ja, jy kan 'n lyn vat van daai oggend af, 16 Junie 76, na 1990 toe, met 'n wederklerk se aankondiging. En die een, dit stapel so op. Dit het 2-3 weke gevat vir die regering om te sê, skus, ons het 'n fout gemaak, julle hoef nie meer in Afrikaans onderrig te gee nie. Maar dit is eintlik die groot rede wat die kinders aangegee het. En kort daarna het hulle 'n komitee aangestel om die grondwet te herondersoek in 78. En dit word toe die 3-kamer parlement, want hulle wou die bruin en die Indiër mense inbring om teen die swart meerderheid te staan. En dit lei tot die stigting van die UDF en COSATU. En so gaan jy aan. Dit is nie ek oortref nie as ek sê, daai jong mense, daai kinders, het daai dag 'n ding begin, wat toe nooit gestop het nie. En ek dra my boek op aan hulle. En dit klink vir mense vreemd, want ek meen, dit was rowwe manne, was rowwe tye. En ek romantiseer dit nie te erg nie. Maar as hulle dit nie gedoen nie, want hulle ouers het dit nie gedoen nie. Die ANC was in Lusaka en was in Zambia en in Angola. Die PAC was nêrens. Die ANC was mosdood, in ballingskap of op die eiland. En hier gaan niks aan nie. En die jong ouetjies kom en hulle is nie deur die ANC gelei nie. Hulle is nie deur die PAC gelei nie. As daar enige invloed op hulle was dit Steve Biko met swart bewussyn. En Steve Biko was heeltemal teen geweld gekant. So ek dink net dat mens
Ons moet daai jong mense hulde bring aan daai jong mense, want baie van hulle het dood gegaan. Baie van hulle is getraumatiseer. Maar dit was 'n groot oomblik in die geskiedenis van Suid-Afrika. Waarskynlik die belangrikste oomblik sedert eniewording in 1910. Kom ons praat so 'n bietjie oor jou eie jong dae op Kroonstad. Dis my altyd interessant hoe baie mense van Kroonstad afkom wat ek meen dis jy, dis Terror Lekotta, Auntie Krog, Anton Goosen, Jan Blom, mens kan opnoem. Ja, die lys is nog baie langer. Ja. Vertel ons van jou grootword daar op Kroonstad. Jy het redelik nasionalisties en Christelik en Calvinisties groot geword. Ja, ek kom uit 'n baie streng Christelike Afrikaanse huis. Baie konservatief groot geword op skool en by die huis. En rugby was die groot ding. Dit was Liewe Jesus en rugby. Jy weet, dit is wat my lewe gemaak het. En dis wat jou lewens uitkyk word. Dit is my wêreld gewees. Maar my pa was 'n groot nasionale party ondersteuner en dis ook 'n groot apartheid ondersteuner. En een van die goed wat toe ek hierdie boek begin skryf het, moes ek vir myself vra, as ons aanvaar apartheid was boos. Apartheid was 'n sonde teen die mensdom. 'n Misdaad teen die mensdom. Wat ek glo dit is. Maak dit van my mense, my voorsate, bose mense. Baie duidelik nie. My pa was 'n ordentlike, regverdige mens. En ek vertel hoe ek by sy begrafnis vir sy broers en neefs en goed gesê het, as julle hom moeilikheid gegee het omdat ek sy seun is, moet ek net vir julle sê, ek het my sin vir geregtigheid het ek by my pa gekry. En ek dink dis wat baie van my swart vriende verstaan nie daai ding nie. Daai skizofrenie. Van hier's 'n oom, hy's HNP en hy loop daar rond met 'n vlag en kakiklere. Hy het 'n beter verhouding met sy werkerskorps as die Engelse oom next door wat aan die Verenigde Party of die Progressiewe Party behoort. Met daai skizofrenie van ons Afrikaners het ek ook probeer vasvang. Maar ja, ek is deur Kroonstad as ek Stellenbosch toe, wat more of the same is, glorified hoërskool Afrikaner nasionalisties, en nie 'n oomblik getwyfel toe die burger my werf om by hulle te kom werk, toe dog ek, nou is ek deel van die Afrikaner elite, en naas ek in Kerumstraat 30, en Piet Silje is die leier, en hier gat ek, en hier word beeld gestig, en ek is lid van die eerste redaksie, man, en Skalkpienaar is my, dit gaan net goed met my, tot hulle my op 16 Junie 1976 Soweto gestuur het, en toe kon ek myself nie meer help, toe moes ek vra. En ek skryf baie in die boek van, ek is nie juist 'n gelowige mens nie, maar ek is 'n Calvinis, in die sin van die positiewe deel van Calvinisme, en ek dink die meeste Afrikaanse mense wat hier nou luister gaan verstaan wat ek bedoel. Dit veronderstel eerlikheid, gemeenskapsdiens, die feit dat jy nie, as jy 'n besluit moet maak, gaan dit nie oor eie belang nie, maar oor breër belang. En in daai sin is ek 'n klipharde genetiese Calvinis. En baie van die besluite wat ek toe moes neem, het my loopbaan benadeel. En men soos toe ek weg is by die Afrikaanse koerante. Ek was die blue-eyed boy daar. Ek was die reisende ster, die rising star by Naspers van destyds. En hoekom ek weer toe geloop het toe ek by die Engelse koerante was en daar ook 'n groot toekoms gehad het, maar moes loop oor beginsel. En dis die Calvinistiese vloek in my. En kyk hoe lyk ek nou. Jy het nou nog genoem jou ma's oorlede toe jy 4 jaar oud was, en as ek reg verstaan het jou ouma aan jou pa se kant julle toe gehelp grootmaak totdat hy weer getroud is. Ja. Het jy met dan al 'n bewustheid dat jy nie 'n ma het nie? Ja, jy het elke dag van jou lewe daai bewustheid. Dis die ding wat die hele oorlog in Gaza en nou in Libanon vir my persoonlik moeilik maak, is om te sien hoeveel kinders gaan wees groot word. Daar is 10.000 vrouens, ma's in Gaza doodgeskiet.
hulle kinders gaan sonder hulle ma's groot word. En ek het heeltemal 'n normale, goeie kinderjare gehad, met pa getrou. Maar daar's nie 'n week wat omgaan wat ek nie dink aan my ma, my geboortema nie. En ek het haar nooit eintlik geken, want ek was 4. Ek het geen, wat ek onthou van haar is 'n foto. En dit is hoe mense wat hierna luister wat 'n ma verloor het, sal weet. Dis nie 'n ding wat net in jou klere sit nie, dis 'n groot ding. Dit vorm jou. Net op 'n ligter noot, ek was heel verstom want ek weet Vry Weekblad was toe jy dit begin het destyds 'n baie groot mediaborg eintlik van Voëlvry. Maar toe ek lees jy het baie gehou van die lied van Jong Suid-Afrika en Charles Jacobi, die beesboer wat jodel. Ja, my groot oomblikke op Kroonstad as 'n jong laaitie was die landbouskou in Maart elke jaar. En jy weet ek was bietjie sosiaal bietjie aangepast, maar daar kan jy nou loop tussen die pluimvee en die beeste en die goed en die uitstalling en die planters en die trekkers en so aan, en dan het hulle altyd 'n vertoning gehad. Die bergkarre en so aan, en dan het hulle 'n sanger en my gunsteling was Charles Jacobi, die singende beesboer. Hy het daar gesit soos 'n cowboy op die bondperd. Hy het vreeslik mooi gesing en hy het in Afrikaans gejodel. Dit was een van my aangename herinneringe van daai tyd. Die ander herinnering was Geloftedag. Elke jaar het ons na 'n plek gegaan met die naam van Randjieslaagte. En was die heerlikste ding van almal trek saam en dis boeresports en boeremusiek op die 15de en dan die 16de is dan die groot dag met almal nou moet sit en sweet en jammer wees en ekskuus vra. Maar dit was heerlike dae vir my. Is goed wat ek vreeslik onthou. En ja, ek kan die Vrystaatse en die Transvaalse volkslied, al die versies vir jou nou sing, op noot, vasnoot. Magtig. Ek kan die meeste van die liedere in die FHK sangbundel ken ek. Hoekom nie? Ek is Afrikaans. Ek is lief vir Afrikaans. Dis waar ek vandaan kom. Ek is mal oor daai ou goed. Interessant, jy en Antjie Krog skryf al twee, ek meen 'n naammemoir wat onlangs verskyn het, nou meer oor haar ma gaan, oor Verwoerd se begrafnis, maar ma wat nou geluister het jare later na die opname van die begrafnis, en jy skryf oor, jy het 'n weeklaag gehoor, toe jou pa hoor Verwoerd is vermoor. September 66. Ja, ek het hierdie primordiale skreeu gehoor en uitgestorm. En daar is my pa in sy studeerkamer en my stiefma en die piep 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 kom deur die noodberig van die ou Afrikaanse diens van Dr. Verwoerd. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar ek het nie mooi geweet wie hy is nie. Ek was 14 jaar oud. Jy weet, ek het meer in rugby en meisies belang gestel as in Dr. Verwoerd. Maar dit het 'n ontsaglike indruk gemaak op my. Om my pa en my ma so ontstel te sien. Om die volgende dag skool toe te gaan en die onderwysers sit almal en huil op die verhoog. En jy sien die swaar atmosfeer en die swaar musiek wat al die hele tyd speel. Ek geweet, hier het 'n helse ding gebeur. Ek verstaan nie mooi wat dit is nie, maar hier het 'n helse ding gebeur. Nou agterna gaan lees jy mos op of jy begin. So dis moeilik om te sê hoeveel het ek daai tyd geweet en hoeveel die sterkie bygekom soos ek meer daarvan gehoor het en meer dieper daaroor nagedink het. Maar dit was 'n groot oomblik in Afrikanerdom, daar's geen twyfel daaroor nie. Dit was 'n skokkende ding. Jy haal 'n Afrika teoloog aan in jou boek Gabriel Setlwane, ja, dat Verwoerd se moord 'n goddelike ingryping was. Ja. Gabriel Setlwane is 'n Kroonstadter en hy was 'n baie beroemde teoloog. Hy was 'n professor by die Universiteit van Kaapstad, om die waarheid te sê. Hy was my vrou se professor. Sy het religieuse studies gedoen en hy was en ons het dit nie op daai stadium besef nie. Ja, ek het hom, hy was 'n baie wyse ou man. Hy kom met die swart bewussynbeweging. En ek het eendag vir hom vertel, toe ons nou agterkom, ons albei van Kroonstad af. Toe vertel ek vir hom die storie van hoe, wat 'n indruk Verwoerd se dood op my gemaak het. En toe sê hy, en hy was half skamerig daaroor, want hy's 'n vreeslike Christen. Toe sê hy kon dit nie help nie, maar hy het gedink, dit was goddelike
ingryping dat Verwoerd moes doodgaan. Hy sê daar was groot partytjie in sy buurt en in sy huis toe Dr. Verwoerd dood is. Toe sê hy, en ek dink nie julle Afrikaners gaan ooit verstaan wat dit vir ons beteken. Julle moet maar net aanvaar, ons was nie bloeddorstig nie, maar ons was baie bly dat hy doodgemaak is. En jy het ook 'n interessante gedeelte in die boek oor Stavhendas, Dimitri Stavhendas. Ja, jy weet, nou lewe ek met die hele ding saam van die aaklige moord, die dolksteek in die hart, in die voorste gestoelte, en al wat ek onthou is die man het 'n wurm gehad, en die wurm het vir hom gesê, jy weet, hy was stapelgek. En toe begin ek agterkom met 'n dokumentêre film, en toe met 'n boek, wat diep navorsing doen, is dat dit is als mytes, dat Stavhendas was nie mal nie. Hy was 'n radikale politieke aktivis. Hy het 'n sluipmoord gepleeg op iemand wat hy gedink het moet vermoor word. As niks mal aan die man nie. Breitenbach het hom gesien, met hulle in dieselfde tronk. En Breiten het vir my gesê, daai man was glad nie mal nie. En die Dossemetses wat die boek geskryf het, praat met al die priesters, die Griekse priesters wat hom geken het, en gesê, daar was niks mal in die man nie. Hier is sy hele filosofie, hier is sy hele storie. Het was nogal 'n ontnugtering. Al wat dit vir my gesê het is, die hofsaak, want hy is nooit verhoor weens moord, hy is kranksinnig verklaar. En daai regter het dit in opdrag gedoen van die regering. So ons wil nou hoog opgee, daai was 'n misdaad, om nie die man hy moes behoorlik verhoor gewees het, weens moord, en hy sou waarskynlik die doodstraf gekry het, maar dit was met voorbedagte rade. Maar die apartheidregering het net gedink, ons kan nie toelaat dat die mense weet, kom ons maak sommer of hy mal was, want net mal mense sal sulke goed doen. Dit is net 'n interessante ding, om te onthou. Jy het toe diensplig gedoen, maar vir my interessant was, jy het Constant Viljoen sommer self gaan sien, oor jou kampe wat jy moes gaan doen. Ja, ek het diensplig gedoen, en ek vertel hoe 'n slegte soldaat ek was. Ek was regtig baie slegte soldaat. Ek hou nie van harde geleide nie, en ek hou nie van dissipline nie, en so aan. Daai afbreek en heropbou nonsens van diensplig was vir my verskriklik erg. My diensplig gedoen voor diensplig verpolitiseer is, voor ons by die buurlande betrokke geraak het, of in die townships. So daar was niks politiek daarin nie, dit was maar net, ek was 16, ek het 17 geword, in die army, in Heidelberg Leergymnasium. Ek moes nog elke oggend skeerskuim aan my gesig smeer, en dan het aftrek sonder 'n lembetjie, want ek het eers baard gekry toe ek 18, 19 is. Anyway, daartoe is ek toe daardeur, en toe word ek 'n joernalis, toe word ek Windhoek toegestuur, toe die Verenigde Nasies aankom met die vredesproses, en skielik hier is ek pelle met politici van alle kante af, insluitende SWAPO en SWANU en so, maar dis my werk, dis my kontakte, en die Weermag roep my op vir 'n 3 maande kamp. En ek weet net, ek kan nie dit doen en 'n joernalis wees nie. En wat moet ek doen? En Constant Viljoen, ek het hom raak geloop daar in Windhoek, waar hy bevelvoerende offisier was. En hy was 'n ontsaglike, ordentlike ou. Hy was 'n toeganklike ou. Hy was 'n militêre man deur en deur. Maar daar was iets ontsettend decent aan Constant Viljoen. En ek dink nie hy het ooit van my gehou nie, maar ek het baie van hom gehou. En ek het vir hom gaan sê, kyk, hier is my ding, generaal. Ek is Beeld en die Burger en Volksblad se man hier in hierdie dele terwyl die Verenigde Nasies hier is. Wil jy regtig hê ek moet opstaan en sê ek is nie bereid om vir die apartheid weermag te veg nie? Is dit wat die weermag wil hê? Is dit wat die nasionale party wil hê? Is dit wat my koerante wil hê? Kan ons nie maar net die papierwerk laat wegraak nie. Sê, want ek wil nie 'n bohaai oor, maar ek gaan nie op die Namibiese grens sit en op mense skiet oor wie ek verslag doen. Ek gaan nie op mense skiet
in wie se saak ek glo nie, want ek glo hulle saak vir onafhanklikheid is die korrekte een. En hy was bitter ongelukkig, maar ja, hy was slim genoeg om te sê ja, ons sal 'n plan maak. Want ek meen dit sou kan jy dink wat die Rand Daily Mail en al hierdie koerante se gedoen het is Afrikaanse joernalis Blue-eyed Boy kom en hy's 'n war resistor, jy weet. So dit het stilletjies weggegaan, ek het nooit weer van die weermag gehoor nie. Dankie Vader. Jy het nou genoem jy het by die Burger gaan werk en toe later Beeld se eerste redaksie en een van die goed en ek dink dit was binne die konteks van Soweto in 76 wat jy geskryf het in jou boek is in Beeld se geval dan nou hulle het nie vir jou gesê wat om te skryf nie, maar jy het geweet wat om te skryf. En ek dink dis 'n ding wat nou nog gebeur in nuuskantore. Ja, ek dink dis universeel so. Dis universeel so, dis iets wat jong joernaliste mens moet wanneer hulle opgelei word of wanneer hulle dit studeer, moet mense hulle baie skerp hierteen op attent maak. 'n Selfsensuur. Want jy wil vorder in jou loopbaan, jy wil 'n aangename werksverhouding hê. So jy lees so half. Wat dink jy sou die baas wil hê jy moet skryf? En dan skryf jy dit. Of wat wil hulle hê? Jy moenie noem nie, dan noem jy dit nie. Daai soort van selfsensuur het ek toegepas. Ja, ek dink dit gebeur elke dag. Dit gebeur vandag nog en is 'n baie gevaarlike ding. Is as 'n verslaggewer verslag doen om 'n gehoor of 'n meerdere of 'n redakteur te wille te wees. Kom ons praat oor Namibië. Jy skryf dit was vir jou een van die beste ervarings in jou loopbaan gewees tot in daai stadium. Dit was amper 'n vryer op 'n manier omgewing om in te werk as Suid-Afrika en ons sal nou oor Dirk Matsch praat, maar kom ons praat net eens oor jou ervaring in Namibië. Ja, ek meen dit is 'n wonderlike land en dit was 'n wonderlike storie van hierdie stowwerige woestynland met op daai stadium dink ek minder as 'n miljoen mense en hier kom die hele Verenigde Nasies hier aan en dis mense van oral oor en is UNTAG lorries en is VN lorries en dit is 'n wonderlike verhaal. En daarmee saam die binnelandse politiek van die DTA wat al hierdie etniese groepe bymekaar gekry het en jy sit in 'n markiestent in Damaraland wat nog nooit 'n tent gesien het nie. En die Ovahemba mense met hulle min klere en hulle rooi gesmeerde klei sit daar en hulle ervaar vir die eerste keer 'n verkiesingsdemokrasie. Hulle het seker demokrasie in 'n krivorm gehad van jy weet jy mag vir die hoofman gaan dit sê nou. Maar hier kom hulle met 'n westerse demokrasie te doen. En dit was ongelooflik om daar te sien, hier sit 'n konservatiewe wit oom en tannie van die plaas en hulle sit langs 'n tradisionele Bosman en 'n tradisionele Ovahemba en 'n Orero vrou met haar klere en hulle is almal Namibiërs en hulle stem almal vir dieselfde partye, hulle glo in dieselfde ding. Vir my Afrikaner van Suid-Afrika ding en ek was toe net in die parlement in die parlementêre persgalery was dit so 'n aangename skok om daai soort van nie-rassige politiek te sien. En jy sê jy wil oor Dirk Matsch praat. Dis waar hy inkom. Hy was een van die groot redes waarom dit kon gebeur. Want hy het 'n vriende gemaak met mense soos hoofman Clemens Kapoor van die Herero. En baie duidelik Dirk Matsch wou 'n teenvoeter vir SWAPO wees. En wou vriende van Suid-Afrika wees met hulle het hom ook maar beskerm en befonds. Maar hoe hy, want dit is amper die storie van, deel van my storie ook, hoe hy vriende geword het met Clemens Kapoor en Kohima Riruako en al hierdie leiers van die etniese groepe en hoe dit Dirk Matsch verander het. Van 'n broederbonder Afrikaner nasionalis wat in apartheid gegroei het, tot hierdie man wat lief geraak het vir al die mense en almal wou saambring. En dit was vir my 'n ongelooflike goeie ervaring om dit te sien. En ek het baie keer gedink, het ons maar 'n Matsch gehad in Suid-Afrika, wat op die grond, want Matsch het sy klein vliegtuigie gehad, waarmee hy oral self rondgevlieg het. En hy was
6 dae van die week was hy weg om hierdie goed te doen. As jy so iemand gehad het wat op die grond, 'n Afrikaner leier, wat op die grond gekom het en vir alle mense van alle etnisiteite gesê het, kom ons vat hande, kom ons doen dit saam. Ons het nooit so ietsie gehad nie. Ons het regtig nooit so ietsie gehad nie. En ons het dit nie vandag nie. Want die mense wat vandag Afrikaners organiseer, wil nie sulke goed doen nie. Hulle wil net Afrikaners organiseer. En ek dink dis nie 'n goeie ding nie. Jy kan nie weer net Afrikaners organiseer om apart te wees nie. Ons is nou die slagoffers, ons is eenkant. Ons is nie deel van die groter Suid-Afrika nie. Ek wens daar was 'n bietjie van Dirk Mudge in Flip Buys. Twee ander figure wat interessant is Kenneth Kaunda en Sam Nujoma, met wie jy ook gesels het. Ja, my wou net so op 'n stadium skryf ek oor die kwessie van Afrikaan wees, dat ek 'n Afrikaan is. Ek is nie net 'n Afrikaner nie, ek is 'n Afrikaan. En ek sit toe en dink en ek tel die aantal Afrika staatshoofde wat vir my gesê het in my teenwoordigheid, in my gesig, ons aanvaar jou as 'n Afrikaan. Ek dink dit is so 7 of 8. Dit was Kenneth Kaunda. Ek het gegaan Lusaka toe, ek het by Beeld gewerk. Gaan Lusaka toe om vir Sam Nujoma onderhoud te doen. Toe is sy vliegtuig vertraag in Luanda. Hy sou in State House by Kenneth Kaunda bly. En hulle sê toe maar ek kan vir hom wag daar en ek bly so 'n klein gastehuisie op State House, die amptswoning van die president Kaunda. En die oggend laat hy my roep. Die volgende oggend. En hier staan hy met sy grysbruin safari pak met die sakkie in en hy sê, "Oh my dear Afrikaner friend," en hy sit sy hande om my en hy nooi my vir ete en daar gee hy vir my 'n les oor die geskiedenis van die Afrikaner en hy vertel hoe Afrika se mense nog altyd Afrikaners as mede-Afrikaners sien en so aan. En ja, die proses het hom herhaal met Mandela. 3-4 dae nadat hy vrygelaat is in 1990, het hy my gebel en ek het uitgery na sy huis in Vilakazi straat en daar het ek en hy gesit en hy het my sulke tronktee ingegee wat ek nou maar moes drink. En hy het 'n bietjie Afrikaans met my gepraat en verskoning gemaak vir sy trosse aksent. En hy het dieselfde gedoen. My vertel van die Afrikaners geskiedenis en dat ons moet 'n nuwe groot trek doen na binne toe, na die hart van die nasie toe. En so Samora Machel, Meles Zenawi, Thomas Sankara, Abdou Diouf, lang lys van Afrika staatshoofde wat ek onderhoude mee gedoen het, wat met my hieroor gepraat en gesê, julle Afrikaners is Afrikaner, ons het julle nodig, ons wil julle hê, julle is deel van ons. Kom ons gesels gou oor Steve Biko en swart bewussyn. Jy skryf so 'n bietjie oor Steve Biko en swart bewussyn in die boek ook in 'n bepaalde konteks, maar wat is vir jou die verskil tussen swart bewussyn en swart nasionalisme? Ja, 'n nogal 'n groot onderwerp. Moet ek eerlik wees, ek is nie eers seker of ek ooit van Steve Biko gehoor het voor die 16de Junie 1976 nie. Want ek het hierdie eenkant wit bestaan gevoer as 'n jong wit Afrikaner. En so ek moes opvang, want toe ek met hierdie ouetjies begin praat, toe praat hulle BC, Black Consciousness, swart bewussyn. En hy is die groot filosoof daarvan. En hulle het hom ook toe die volgende jaar het die polisie hom vermoor in sy sel. Wat ek nog steeds wonder, wat sou geword het as hy toegelaat was om te leef, want hy was 'n nie gewelddadige, hoogs intelligente, hoogs gesofistikeerde denker. Hy wat Steve Biko was. Sy punt was nie 'n nasionalisme nie, sy punt was selfbevryding, selfemancipasie. Om die waarheid te sê, hy wou wit en swart saam sien. Hy het baie hieroor geskryf. Maar voor dit kan gebeur, moet die swart mense hulle self eers bevry van die gevoel van minderwaardigheid wat kolonialisme en apartheid gebring het. So dis nie nasionalisme nie. Dis meer
'n innerlike proses waardeur hulle moes gaan. En dan gaan hulle, as hulle daar is, as hulle selfvertroue het en eie waarde het, dan sê hy, dan kan hulle mos vir die wit Suid-Afrikaners sê, okay, kom ons nooi julle na ons tafel toe, kom ons praat oor die toekoms. En swart nasionalisme is die ANC. Het 'n heel ander ding gehad. My eerste deel daarvan was Mandela, Sisulu en Tambo. Toe hulle die jeugliga begin het hulle gesê Africa for the Africans. En hulle het nie van die kommuniste gehou nie en hulle wou nie wit mense toelaat nie. En Mandela was baie duidelik daaroor. Die wit man was die vyand, hierdie is Africa for the Africans. En die kommuniste het soort van ingewerk in die ding in met die kommuniste party. Maar die kommuniste party in die begin was 90% wit, 90% Joods. Interessant nogal. Ja, Joe Slow was 'n groot. Joe Slow, Bernstein, die hele 'n lang lys van mense. En baie van hulle was tronk toe. Want hulle het gekom uit Rusland en uit Oos-Europa waar die Jode vervolg is. En dis wat hulle aangevuur het om te sê, wow, ons gaan nie hier dieselfde ding sien gebeur nie. En so het Mandela stadig aan begin verander. Maar toe kom die Vryheidsmanifest wat sê die land behoort aan almal. Want die kommuniste het daarop aangedring, maar waar gaan hulle dan nou wees? Hulle is dan wit. En dis 'n moeilike topic, want eintlik het die ANC nooit opgehou om swart nasionaliste te wees nie. Jacob Zuma is die voorste proponent van eksklusiewe swart nasionalisme. Jacob Zuma en mense soos hy, en dis die meerderheid van daai ouens, en veral om kontroversies het nie geveg vir 'n demokrasie nie. Hulle het nie geveg vir vryheid vir alle Suid-Afrikaners nie. Hulle het geveg vir swart nasionalisme, om die swart man te bevry van wit oorheersing. En daar's 'n verskil. Swart bewussyn het gesê, ons self trots ontdek, ons moet onsself laat geld, en dan moet ons almal anders saam innooi, en van ras ontslaa raak. En die swart nasionaliste het gesê, nee, ons is Zulu en Xhosa en Sotho en Venda en Pedi en Tswana en ons is baas. Dis die verskil tussen die twee in my boek. Ek wil so 'n bietjie duiwels advokaat speel. Jy skryf Steve Biko het selfstandigheid en bemagtiging, sielkundige emansipasie, trots en swart identiteit, kultuur en geskiedenis bepleit. Dis die woorde wat jy in die boek gebruik. En toe ek dit lees, toe dink ek, maar dit klink eintlik baie soos Philip Buys. Ja, in 'n sin is dit waar, maar die konteks is heeltemal anders. Ons is nou in 'n demokrasie. Afrikaners maak 4% van die bevolking uit. Afrikaners het hierdie land oorheers vir geslagte en geslagte en geslagte. En al daai konteks maak saak. Swart mense kan gerus maar bietjie begin organiseer. Pieter de Lange, wat ek van die vorige leier van die Broederbond, om 2 weke lang goeie gesprek gevoer, het my gesê, Samora Machel het hom laat kom Mosambiek toe en gesê, wat ons nodig het in Suider-Afrika is 'n swart broederbond. Ons wil doen wat julle gedoen het, om ons mense te help, om op ons eie voete te staan, om deel van die ekonomie te word, om verstedelik te kan wees. Maar dis wat die Afrikaner Broederbond wil doen, is om Afrikaners te help om in die stede te kan oorleef. En ek sou 'n Philip Buys Carrie Creel groepie gewees het, as hulle daai taak gevat het, wat die Broederbond destyds gehad het. Die Broederbond, in die dae na die Anglo-Boereoorlog, in die dae van die armblanke, om te sê, ons taak is om Afrikaners op te hef en hulle te laat oorleef in hierdie nuwe omgewing, hierdie nuwe Engelse stedelike omgewing. Kan jy dink as ons nou 'n organisasie gehad het met die krag van AfriForum en Solidariteit, wat gesê het, ons wil die Afrikaanse mense help om in die nuwe Suid-Afrika te oorleef,
om hierdie nasie te omhels, om deel van hierdie nasie te word. Kan jy dink hoe ontsaglik invloedryk dit sou kon gewees het? Ons geskiedenis sou heeltemal anders gewees het. Wat ons nou doen is ons trek uit mekaar uit. Want Afrikaners is mos nie deel van die nasie nie. Dit sê almal nou duidelik. Hulle verwerp die grondwet want dit sê daar's een Suid-Afrika. Hulle glo nie in een Suid-Afrika nie. Daar's net volke. En dit is sleg vir ons. Dit is sleg vir ons Afrikaanse mense. En gelukkig is daar mense soos die beter einders en Afrikaners vir Suid-Afrika wat sê nee man, ons is so Afrikaans soos julle. En ons sal beklei vir die taal en ons sal beklei teen ongeregtigheid, maar ons is deel van hierdie nasie. Ons sien die warmte en die liefde van al die ander mense hier en is in almal van ons se belang dat ons deel word hiervan, eerder as om te sê selfbeskikking afstig. Ja, en ek dink my laaste hoofstuk gaan bietjie daaroor en dis jammer half want die meeste gesprekke oor my boek was daaroor. En dis maar 10% van my boek. Die belangrikste dele van my boek is die verhaal van hoe my mense, my volk, my stam gekom het tot in 1990. Ek vra die vraag spesifiek, hoe het dit gebeur dat ordentlike goeie mense iets soos apartheid kon inbring? En daar's 'n lang hoofstuk daaroor. En dit gaan oor opstaan na die Boereoorlog, oor selfrespek terugkry, amper BC kan ook boere consciousness gewees. Om op te staan en te sê, ek is trots om Afrikaans te wees. Ek is net so goed soos julle Engels sprekendes. Ek wil ook deel wees van die ekonomie. Jy weet, nou klink ek half EFF-erig. Soort van, jy weet, ek vertel daai verhaal met groot deernis. Ek het vreeslik baie deernis en empatie met Afrikaanse mense, ook met regse konservatiewe Afrikaners, want die sprong wat ons moes maak in hierdie land van ons, van die 80er jare af tot die 2000s, sou in enige nasie, in enige deel in die wêreld, traumaties gewees het. Want met al die prestige, al die simboliek is gone. En ongelukkig gaan jy Facebook toe en jy sien hoe vloek die mense op wit mense. En jy dink dis die algemene prentjie en jy vergeet, as jy Sondag in die kerk sit of jou kollega of jou buurman, jy vergeet dat hy sy geen woede in hulle harte het nie. En dis die proses waardeur ons gaan. Ons moet gesels oor 87, die Dakar Safari en jou vriendskap met Frederik van Zyl-Slabbert. Wat jy sê nie noodwendig 'n goeie deursnee politikus was nie, maar ongelooflik slim en hy het mense wat onintelligent is nie baie tyd vir hulle gehad nie. Maar kom ons praat oor 87 Dakar. Dit was ook op 'n manier 'n keerpunt. Ek meen daar het baie drama gebeur. Mense kan in die boek lees presies alles wat gebeur het in die media vir ons wat nou in daai tyd nog nie geweet het wat eintlik nog net gebore was, maar ons praat oor Dakar. Van Zyl-Slabbert, ek het hom op Stellenbosch ontmoet toe ek 'n student en hy 'n lektor was, maar ons het nie vriende nie. Dit het eers heel wat later gekom en later het ons groot vriende geword. En ek is in 1978 parlement toegestuur deur Afrikaanse koerante. En toe was hy die leier van die oppositie en ons het baie groot pelle geword, ek en sy hele familie en so en so. Hy het 'n invloed op my gehad. Want hy was, soos jy sê, 'n ongelooflike intelligente, skerp man. Ek was baie keer in my lewe jaloers op sy brein. Dat ek en hy sal praat oor 'n ding en dan kom hy uit met 'n ding. En dink ek, lief hel, natuurlik is hy reg. Hoekom het ek nie gister aan gedink nie? Jy weet, daai insig, daai instinkte was en hy was intellectual. Hy was intellektueel wat ek ongelukkig nie is nie. Maar hy was die leier van die oppositie, 1986. Nou is die land aan die brand, 10.000 mense is in die tronk, aanhouding sonder verhoor. As jy wil na winkelsentrum toe gaan jy deur 'n metaalverklikker, die bomme gaan af in 'n Manzimtoti in die winkels in 'n Pleinstraat of wat ook al, Kerkstraat, en die parlement sit daar in sy ou 3 kamertjies en maak asof niks gebeur nie. En van Zyl-Slabbert raak al meer gefrustreerd, want niks verander nie, dis 'n wit praathuis.
En daar sit PW en al die manne en hulle speel groot meneer en hulle verstaan nie waar hy in hierdie land op pad is nie. En toe loop hy in Alex Borein en ek was daar. Vir hom gesit en luister, ek het bo die speaker gesit, is die beste toespraak wat nog ooit in die parlement gevoer is, gehou is. En dit was 'n skok vir die stelsel. Want die legitimiteit van die wit parlement is daarna van 'n 5 na 3 uit 10. En dit beteken iets moet move, iets moet skuif. En dis wat hy wou hê. En ek en hy het op 'n daglikse basis met hom gepraat nadat hy weg is. En hy het die idee gehad om 'n simboliese ding te doen. Want hy die hele 85 al, het hy begin praat van 'n onderhandelde skikking. En ons het in 86, 87 baie daaroor gepraat. Ek was by die ANC se verjaarsdag perskonferensie in 1985 in Lusaka. En Thabo Mbeki het vir my 'n brief gestuur wat ek uit my onderhoud gegee, ek was toe die politieke redakteur van die Sunday Times, waarin ek praat van negotiated solution vir die eerste keer, en hy het my 'n brief gegee wat ek skelmpies vir Van Sail Slabbert moes gee, want hy sê kom ons probeer saamwerk, want ons kan nie wen nie en julle kan nie wen nie, kom ons kan vir so negotiated solution, onderhandelde skikking was die game. En wat Van Sail Slabbert gedoen is 'n simboliese daad. Hy en Breitenbach is vat Afrikaanse mense om die ANC in ballingskap te gaan sien. En doen dit in Afrika. Jy kan dit nie hier naby doen nie, want Magnus gaan dalk 'n paar bomme los. So gaan doen dit in Senegal, in Dakar. En dit was net simboliek. Het was net simbolies, want dit was flintergatte soos ek, wat daar was. Ek het niemand verteenwoordig nie. En niemand het gesê ons verteenwoordig enigiemand. Ons het net gesê, ons wil hier 'n simboliese daad pleeg. Vir die ANC te wys, die Afrikaners het nie horings nie, en vir Afrikaners te wys, die ANC het nie horings nie, ons het iets in gemeen. En dit was dus 'n baie kragtige simboliese daad van ons om daar te wees. Wat hier natuurlik, ons was die meelopers van die terroriste, en ons is verraaiers en so aan, maar die impak het jy gesien. En een impak was, dis hoekom ek dis waar Vrye Weekblad gebore is, in die buurtuin in Ouagadougou in Burkina Faso. Toe ek sien wat Beeld in die Burger en die Star en die Sunday Times skryf oor wat ons in Dakar doen, dit dink ek besef, ergens moet iemand hier 'n ander perspektief begin bring. En dit is hoe Vrye Weekblad gebore is. Dit was nogal Constant Viljoen se broer, die teoloog wat die naam vir jou gegee het, as ek dit reg het. Abraham Viljoen het daar gesit, hy was baie entoesiasties, en hy het gesê, as jy hierdie ding begin, is daar net een naam, dis Vrye Weekblad. Hy sê, want daai vrye beteken nie dis gratis nie, maar daar's 'n dieper met die aan die vry, is daar 'n dieper betekenis van onafhanklik, en daar was toe nooit enige ander naam is ooit oorweeg nie, was Abraham se naam. In jou boek praat jy van Herman Gilomee wat 'n voorstel daar gemaak het met die naam van bicommunalisme. Bicommunalisme. Wat beteken dit? Herman is 'n formidabele historikus, 'n formidabele navorser, formidabele skrywer, ek het hom die hoogste agting, ek het al sy goed gelees. Hy daag toe op in Dakar, en hy sê, al hierdie is nonsens. Ons is soos die Jode en die Palestynë, ons kan nooit saam wees nie. Ons is twee nasionalismes, ons moet uit mekaar gehou word, ons moet 'n ooreenkoms met mekaar doen. So Afrikaner nasionalisme en swart nasionalisme moet nie probeer om in een land te wees nie. Hulle moet ooreenkomste aangaan. En hy noem dit bicommunalisme. En hy het nooit dit in detail verwerk oor hoe gaan dit verskil van apartheid, afsonderlike, want dit klink mos nou na afsonderlike ontwikkeling. Maar hy was toepas, het hy 'n paar maande lank in Israel deurgebring. So hy was baie sterk onder die indruk van hoe onmoontlik dit daar was vir die Palestynë en die Jode om saam te leef. En ek dink hy het toe gedink, dieselfde is waar hier. En dit is baie duidelik nie waar nie, soos die jare na 87 wat ons in Dakar was, gewys het, soos wat Kodessa gewys het, soos
die Suid-Afrikaanse Republiek onder Mandela en Mbeki gelyk het. Dit was moontlik. Kortliks terugspring, ek het nou vergeet om jou te vra oor jou besoek aan Ierland, wat jy daar gedoen het en op die manier wat jy het op die ouend daar weg is, op 'n meer ligter noot. Ja, ek was so 'n bietjie 83. Nou wat gaan nou aan? Wag, moet ek nou teruggaan nasionale pers toe, moet ek terug aan parlement toe. En hier begin die oorlog in Noord-Ierland met 'n man wat homself wat ophou eet uit protes. En ek dog toe, Noord-Ierland, ek is gefassineer daardeur, baie ooreenkomste met Suid-Afrika, daar's klas en daar's ander verskille, behalwe hulle lyk almal dieselfde, hulle praat dieselfde taal. En ek gaan soontoe vir 'n paar maande, en dit is geweldig interessant, en daar kom ek uit my hoogs radikale protestantse gereformeerde agtergrond, voel ek my tuis onder die Katolieke, want hulle was die onderklas, hulle is die ouens wat teen wie gediskrimineer word, en ek sien die protestante se meerderwaardige houding teenoor hulle. En dit was my 'n geweldig interessante ervaring. En toe ek nou klaar is daarmee, toe Bobby Sanders dood is, en dit word ek al toe moet ek nou terugkom, toe gaan hou ek 'n bietjie 'n lang naweek by 'n kusdorp met die naam van Port Rush. Mense sal Port Rush onthou, dit is waar die groot cricket, waar die groot golfbaan is. En ek sit toe daar in so 'n klein bed and breakfastie, en dit word deur 'n pa en sy dogter bestuur, want die ma is oorlede, en dit is so 'n oulike plekkie, en maar dit reën aan mekaar, ek gaan nêrens heen nie, en die meisie raak al aantrekliker vir my, soos ons daar sit en gesels, en die eenling lei tot die ander, en die volgende oomblik hamer die oom teen die deur, en ek maak oop, en ek is poedelnaakend, en daar staan hy met 'n geweer, en hy gee my 30 sekondes om pad te gee, en sy dogter sit maar die lakens om haar, en hier hardloop ek in die reënerige strate, kaal gat af, met 'n ou oom met 'n geweer agter my aan, en ek het gedog, dit is 'n soort van daar's 'n soort van 'n simboliek daarin, van my lewe. Max, daar's nog baie dinge om oor te gesels, Lothar Neethling, Dirk Coetzee, Anton Lubowski en so aan. Maar jy is nie net deur 'n oom in Ierland gejaag met 'n, jy's ook Pieter Botha het ook jou met 'n RPG Ja, vuurpyl gedreig. Ja, toe hulle my beste windhoekvriend, Anton Lubowski, vermoor het. Toe het Vrye Wekblad, al was Vrye Wekblad hulle tyd lank aan die gang. En ek sê toe vir Jacques, hulle het my pel vermoor, en ek het daai man geken, hy was nie gewelddadig, hy was nie 'n kommunist, hy was 'n wonderlike man. Hy het opgeoffer vir Namibië, hy sou in die nuwe Namibië kabinet gewees, en hy het hom soos 'n hond voor sy huis doodgekies, en hy het 2 jong kinders wat ek geken het. En daar het ek vir Jacques gesê, kom ons trek al hierdie goed bymekaar. Hier is 'n boosheid hier, wat gebeur in die naam van Afrikaners, wat ons in Afrikaans moet ontbloot. Dit is belangrik, dit is simbolies belangrik, om al hierdie onheilighede, wat hier gepleeg word, in Afrikaans, deur Afrikaners ontbloot moet word. En dis hoe ons by Dirk Coetzee, en Vlakplaas, en die BSB, en die direktoraat koeverte insameling, en die derde mag en al die goed uitgekom. Wat ek dink baie belangrik was, dat dit in Afrikaans geskryf word. En Pieter Botha was by die BSB, en hy was 'n nare mannetjie, en hy vertel toe sy storie, want Jacques was soos 'n magneet. Al hierdie nare manne het om hom saamgedrom, en wou net met hom praat. Maar dit is sy superpower. Jacques Pau se superpower is, die nare ouens hou van hom en wil met hom praat, en dan nail hy hulle agterna, en dan hou hulle nog steeds van hom. Dis Jacques Pau. En hy sê toe vir my, hier's die senior BSB man, hy wil met ons praat, hy is kwaad vir die BSB, hy wil sy storie spin. Ons gaan so toe, drink daar te veel in 'n pub, en ons gaan toe na sy plot buite kan die dorp. En daar het hy nou hopeloos te veel gedrink,
Want hy wil toe by my hoor as die redakteur, wat gaan ons doen met die storie en hoe gaan dit hom beïnvloed? En hy raak so dronk, toe sê hy, manne, nee, maar nou moet ons 'n bietjie mampoer drink. En dis mampoer wat hy self gemaak het, ek dink dit is 80% suiwer alkohol. En ek is nie 'n groot drinker nie. En daar sit hy, en ek sê, nee man, ons kan nie nog drink nie, ek het nou al 4 biere gedrink en so aan. En hy gaan haal 'n RPG 7 uit sy kas uit, en hy sit die vuurpyl aan, die ding aan, en hy haal hom oor, en hy hou hom so voor my voorkop, en hy sê, vandag syp julle saam met my, of ek skiet julle in julle moer. En daar sit ons. Hy is mal genoeg om ons te skiet. En Jacques sit langs 'n potplant, so elke derde glasie gooi hy in die potplant. Ek moet die goed opdrink. En naderhand pas Pieter uit, en ons vat die ou geweertjie en die RPG lanseerder by hom weg. Nou moet ons terugry. Daar's nie Uber nie. Jy kan niemand bel nie. Ons weet nie waar ons is nie. Maar ons is omvaldronk. En daar ry ons toe terug Johannesburg toe. En halfpad deur toe verloor ek alle sig. Word als net swart, word ek blind. En ek was vir 8 ure lank totaal blind van alkoholvergiftiging. En dis wat mense doen vir 'n goeie storie. Dis die waarheid. Max, daar's nog baie waaroor ek met jou wil gesels, maar die tyd het ons so ongelukkig ingehaal. Maar ek moet net vir jou vra, waarop is jy trots? Jong, daar is soveel waarop ek nie trots is nie. Waarop is ek trots? Ek is trots om saam met mense, saam met spanne te werk, soos by Vrye Weekblad, soos by die SAIK toe ons die Waarheidskommissie se special report gedoen het. Ek is trots daarop hoe ek deel was daar en daai spanne gelei het, wat 'n belangrike rol gespeel het in ons land, die ontwikkeling van ons demokrasie. Ek is trots om 'n joernalis te gewees het. Journalistiek is my hele lewe gewees. En ek dink as ek eendag, en baie mense hoop dis binnekort, op my sterfbed lê, gaan ek dink, my lewe was die moeite werd. Ek het iets daarmee gemaak. Ek het interessante goed gedoen. Ek het op 'n stadium Kalgat en Potras weggehardloop vir 'n oom. En sulke goed. Jy weet, ek het saam met Kenneth Kaunda mieliepap geëet in sy huis. Ek is trots op daai soort van goed. En ek is trots daarop dat ek deel was van hierdie proses wat vir ons 'n oop samelewing en 'n demokrasie gebring het, met al sy foute, en nou gaan ons die foute en die swakhede ook oorbeklei, maar ons het dit, en ek is trots daaroor dat ek 'n klein rolletjie daar gespeel het. En is daar iets waaroor jy spyt is? As jy nog so 4 uur gehad het om met my gesels, dan kon ek jou die lysie begin opstel. Ja, daar's baie goed waaroor ek spyt was. Soms te geniepsig, soms nie genoeg geluister nie. Ek dink ek het my gesin afgeskeep in die jare van Vrye Weekblad. Ek is seker my kinders sal vir jou sê, ons het ons pa omtrent nooit gesien nie, en wanneer ons hom gesien het, was hy besig met iets anders, of van sy pelle het oorgekom. So, daar's altyd daai soort van goed, maar dis nie groot goed, daar's nie groot beroue in my lewe nie. Ek kon seker 'n nicer ou gewees het. Net 'n laaste vraag, Max, jy is 'n joernalis is nuuskierig, maar wat verveel jou, of wat is vir jou ontsettend oninteressant? Pretensieuse mense wat, meeste intellektuele verveel my, slim Jannies verveel my, valsgatte. Ek hou van mense, reguit mense, al is jy 'n bietjie rof, maar wees reguit, wees eerlik. Ek kan daarmee deel. Ek hou nie van valsgattery nie. Max de Pre, baie dankie, en weer eens baie geluk met jou boek Aanstap Boere. Baie dankie dat ons kon gesels. Dankie. Dankie dat jy saamgeluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.